Vriende, ons lees vanmôre net 2 versies. Ek gaan dit nou vir u wys, maar u kan maar opslaan of oopslaan daar as u wil. Kolossense 2, daar's 2 verse, vers 16 en 17, maar ek gaan dit vir u nou wys. Vriende, ek weet nie van u nie, maar ek het groot geword met bazaars. En André het ons het by dit amper gekom, om te sê, ons het 'n ideale bazaar gehad. Eintlik was dit 'n ideale bazaar, want alles het mooi geloop en reg geloop. Dit was heerlik. En 'n bazaar is vir my lekker, want dit is 'n plek waar mense meeste van die tyd vrolik is. Dis 'n plek waar mense meeste van die tyd sê, weet jy, dis my gawe, ek kan beskuit bak. Weet jy, my gawe is, ek kan pannekoek bak. My gawe is, ek kan pastye maak. My gawe is, ek kan braai. My gawe is, ek kan vir kinders besig hou. Noem maar op. Maar elke een se gawe is soos 'n stukkie van 'n legkaart, wat ingeslot word, waarin jy kan sê, weet jy, dis my deeltjie. En as jou deel ook maar net was, om net lekker te kom gesels, en om uit te vra oor hoe dit gaan, want ons loop mekaar baie keer mis, dan is dit ook goed so. Dan is dit jou gawe. 'n geleentheid om jou gawe uit te leef. 'n rede tot feesvier. Nou weet ons, vriende, dat die Bybel is vol feeste waarvan hulle praat. En dit maak ons baie keer te mekaar, as ons in die Bybel lees, vir al die name, vir alles en nou hierdie Hebreëse name, wat Pesach, en Yom Kippur, en al wat, dit klink nie lekker nie. En vanmôre, ek het nogal gedink in die week, ons moet dalk net so 'n vinnige draai maak by die Ou Testament, en dan eindig ons uit die aard van die saak by die Nuwe Testament. Die eerste fees wat 'n mens baie van hoor in die Bybel, is juist die Paasfees, Pascha. Paasfees het die volk van God elke jaar gevier, en hulle dit herinner daaraan, aan hoe God hulle verlos het vanuit Egipte waar hulle slawe was. Die Pascha. Dit is ook genoem die Pesach. Pesach beteken verbygaan. Die engel van die dood het by die Israeliete se huise verbygegaan. So hulle noem hom ook die Pesach. Paasfees wat ons vier het 'n totaal ander beeld of 'n indruk. Die tweede een wat daar op die lysie is die fees van die ongesuurde brood. Jy onthou as jy nou die storie lees van die joetjies wat vinnig moes vlug uit Egipte uit. Hulle het nie tyd gehad om nog die brood te knie en suurdeeg reg te kry vir die pad nie. Hulle moes hierdie plat koekies moes hulle die pad vat. Hulle moes vlug uit Egipte uit. En daarom is hierdie fees ook saam met die Paasfees gevier, want hulle het saamgeval. Die derde ene is die Shavuot, ek spreek op verkeerd uit, ek weet dat ek bely dit teenoor die Hebreëse dosente. Dis die fees van die eerstelinge, of die fees van die weke. En dit was 'n fees in die middel van die koringoes en die garsoes, waar daar net vir die Here gesê is, Here, dankie dat ons vry is uit Egipte uit, maar ook dankie dat ons 'n oes kan hê, waarvan ons nou vir onsself weer kan sorg. Die ander ene is die Sukkot, die fees van die insameling. Dit was weer die fees wat hulle gevoer het, of gevier het, na aanleiding van die vrugteoes wat afgekom het. En dan het hulle vir 7 dae, saam met die vrugtefees, of dankseggingsfees, het hulle in hutte gebly. O Stefan, dit sal nou lekker wees as ons daar by Dennegeer, elkeen van ons so 'n huitjie kan opslaan, en ons kuier vir 'n week daar in jou boord. Maar nou ja, dit was die fees, wat Sukkot, die loofhuttefees is hy ook genoem. Die ander fees is Yom Kippur, dit was die jaarlikse versoeningsdagfees. Onthou jy nog die storie van, toe die volk in die woestyn was, 1 keer 'n jaar het hulle gekom en hulle sondes kom bely, kom oppak op die sondebok, dis waar die woord sondebok vandaan kom. Die priester het jy bely, en dan het die priester nou hierdie bok volgepak, en dan as almal nou klaar bely het, en al die sondes, en al die goed klaar op die bok is, dat hom gesê, ja, gaat jy, woestyn in, hoopelik gaan jy dood in die woestyn, jy kom nie weer terug nie. Dit was daai fees gewees. Hulle het elke jaar ook, of elke 7de jaar, die Sabbatsjaar gevier. Die Sabbatsjaar was 'n jaar waarin hulle die landerye gelos het. Niemand het geboer op daai stukke lande nie. Elke jaar dit. Elke 50ste jaar. Dis interessante goed hierdie iemand 'n bietjie gaan lees in Levitikus.
Elke 50ste jaar is die grond, as dit oorspronklik aan die wie ook al behoort het, sê maar aan die Lambregtse, dan is na elke 50 jaar is dit teruggegee na die oorspronklike eienaar, sê maar die Bekese. Elke 50 jaar het dit gebeur. Dan is daar feeste, en ek gaan dit net vinnig lees, die Purimfees, die fees van die Hanukkah, die fees van die ligte, die fees van die nuwe maan, die fees van Rosh Hashanah. Dis 'n paar van die feeste wat ek maar kon nakrap en nakyk. En nou kom mense en dan sê hulle, maar hierdie feeste moet ons onderhou. As ons dit nie onderhou nie, dan is ons nie gehoorsaam aan die Here nie. Nou vriende, ons moet dit vir mekaar sê, dis feeste hierdie wat terugverwys na God toe. So dis nie slegte feeste nie. Dis geleenthede waar die Here sy hand uitgesteek het na dit toe. So dis goeie feeste. Maar met Jesus se koms het alles verander. En daarom as ons praat van feeste, dan is dit soos ek nou met die kinders gepraat het, dan praat ons in die eerste plek, die eerste fees wat by my opkom is Sondag. Sondag, die fees wat ons vier elke week om te sê, Jesus is uit die graf uit opgestaan. Sondag. En daarom dink ek is baie mense nog so 'n bietjie wetties oor die Sondag. Hulle wil tog maar nog terug na die tyd waar daar 'n klomp wette en 'n klomp reëls was, maar Jesus sê die Sondag is daar vir die seun van die mens. Die Sondag herinner ons aan die feit dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood. Die pragtige ons teksvers wil ek sommer nou lees. Moet dus nie dat iemand julle oordeel oor wat julle eet of drink of oor 'n fees, 'n nuwe maansfees of 'n Sabbat nie. Hierdie dinge is net 'n voorafskaduwing van wat aan die kom was. Dit wat gebeur in die Ou Testament, dit wat die profete sê, dit wat die feeste sê, is alles 'n skaduwee van wat sou gebeur met Jesus se koms na die aarde. En daarom as Paulus en as Jesus dan oor praat oor die feeste, dan sê hulle, dis verby. Dank die Here dat hy vir die volk uitgelei het uit Egipte. Dank die Here dat hy vir hulle onder Haman se tirannie bevry het, en so kan hy aangaan. Dis alles goed wat waar is. Maar die fokus is nou op Christus. En daarom sê in die tweede deel van vers 17, maar die werklikheid is Christus. En daarom moet ons praat oor die Ou Testamentse feeste. En ons moet vir mekaar sê, haai, dit moes goed gewees het, dit was goed. Ons lees op plekke dat die mense ver gereis het. Ek wil Jesus Christus se ma en pa met sy geboorte ver gereis. Ons moet weet wat aangaan in die Ou Testamentiese feeste, maar ons moet dankbaar wees vir wat ons het. Ons moet dankbaar wees vir iets soos die nagmaal. Vir die nagmaal is 'n feesgeleentheid. Dis 'n geleentheid waar ons kom omsit aan 'n tafel, en ek is tog jammer dat 'n mens as dit by nagmaal is, nie almal om 'n tafel kan sit nie. Ek weet nie hoe mense dit gaan regkry nie. Jy is deesdae min, so miskien moet ou sê volgende keer sommer gaan nagmaal hou in die saal en sit almal aan 'n tafel en dis 'n feesmaal. 'n Feesgeleentheid nog wat 'n sakrament is die doop. Nou ek weet families maak mooi van die doop en ons probeer die kers gee en die kers moet julle herinner daaraan om weer op dieselfde dag volgende jaar weer 'n kers op te steek en te sê Jesus is lief vir jou. Hy ken jou naam, hy het vir jou nou naam gegee, al die mooi dinge. Dis deel van die feeste. Dis deel van die feeste om Paasnaweek te vier. En daarom wil ek u vra as jy tog weer die almanak kry, merk Paasnaweek, dat dit 'n spesiale naweek is. As jy weggaan, herinner mekaar aan dit wat donderdag aand gebeur, Vrydag, Saterdag, Sondag gebeur. Probeer iets waar jy dan ook selfs vakansie hou by oupa en ouma, dat jy nie iets verloor van Paasnaweek nie. Die naweek waar die nagmaal ingestel is nie. Maak seker dat jy weer Hemelvaart, Pinkster vier. Dis die geleenthede wat ons mekaar herinner. God is volmaak lief vir ons. Laat my dink aan wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 10 vers 31. Of julle dan eet of drink,
of enigiets anders, doen alles tot eer van God. Ek dink ek het hom op die skerm. Daar sê hy. Doen alles tot eer van God. En dan sê iemand so mooi, solank Christus sentraal is, kan jy eintlik maar enige fees vier. Maar die belangrikste is dat 'n fees wat ons moet vier, om Christus moet gaan. Iemand sê ook, dis belangrik om daarop te let dat Joodse tradisies nie Christelike tradisies is nie. Dit bly Joodse tradisies uit die Joodse geloof, sonder Jesus Christus. Nou as mense die Nuwe Testament mooi gaan lees, vriende, dan is Jesus positief oor baie van die gebeure wat herdenk is as Ou Testamentiese mense. En dis omdat Jesus nie negatief daaroor hoef te wees nie. Maar hy sê nêrens, julle moet hierdie feeste vier nie. Hy beleef dit bloot vanuit sy kinderjare en gaan aan met nuwe feeste. Daarom moet ons die Joodse tradisies ook respekteer, maar ons hoef nie daaraan vas te hou nie. Vriende, as Paulus, en ek sluit amper af hiermee, as Paulus dan met die gemeente praat, as hy vir Galasiërs skryf, dan raas hy op 'n stadium met hulle, want wat hulle probeer doen het was om die nuwe goed, Christus se opstanding, die uitstorting van die Gees te vier, maar hulle wou ook vasgehou het aan die ou tradisies, aan die ou dinge. En daarom is Paulus moeilik met hulle en sê vir hulle, julle moet kies. Julle moet kies, julle moet of julle staan op die Ou Testamentiese feeste, wat daarop dui dat julle gehoorsaam moet wees aan feeste, sodat jy die ewige lewe kan kry. As julle nou nog dink dat julle die ewige lewe kry op so 'n manier, dan is dit nag vir julle. Kies om Jesus te volg. En daarom sê Kolossense 2, en ek lees weer ons teksgedeelte, daarom moet julle nie dat enige iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet of drink nie. Of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaansfees of die Sabbatdag moet vier nie. Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Paulus sê so mooi in Galasiërs 5, ons lewe moet altyd gerig wees op Christus deur die Heilige Gees. Die laaste punt, as Jesus die paasmaal instel, wat sê hy vir hulle? Elke keer wat julle eet of drink, moet dit julle herinner daaraan dat ek by julle is. Moet julle herinner word aan die feit dat ek gesterf het vir julle sondes, dat ek opgestaan het uit die dood en vir julle die ewige lewe gereed maak. Elke keer wanneer julle eet of drink. En daarom, broers en susters, is dit my gebed dat as ons in die lewe is, of ons dan nou 'n Coke drink, of ons dan nou 'n vleisie eet op by 'n braai, alles moet ons herinner aan Christus, wat vir ons gesterf het, maar opgestaan het, intree by die Vader. Mag die Here vir julle seën met 'n mooi week. Amen. Ons Hemelvader, dit is so dat ons baie keer onseker is. Ons weet nie hoe om U te loof en U naam groot te maak nie. Ons is baie keer onseker as mense vir ons sê dat ons sekere gedrag moet aanleer of uitleef volgens die Ou Testament. Ons verstaan nie altyd hoe alles in die vurk en die hef steek amper die Here. Maar nou wil ons kom en vir U sê, dankie dat ons kan weet, alles wat dui op U Here Jesus, op U verlossing, dis waarop ons moet fokus. En daarom wil ons sommer kom sê, Here, ons het Vrydag aand het ons bazaar gehou, en ons wil vir U sê, ons het dit ook gedoen tot eer en verheerliking van U naam. Wees nou met ons in hierdie dag verder, bewaar ons, behoed ons, en Here, laat ons mekaar herinner aan U nabyheid en aan U sorg. Amen.